Soos elke ander dag het sy die dag ook put toe gegaan om water te gaan haal. En soos al die vorige dae, nie op 'n tyd waar daar 'n klomp mense by die put was nie. Nee, hier op die warmste tyd van die dag, wanneer daar omtrent niemand by die put sou wees nie. Want sy was stikkend. Sy was skaam gewees. Sy moes deurloop onder die kyk van ander mense. Die woorde wat hulle sê, sonder woorde. Die vrou by die put van Sigar. Want sy was 'n onbetaamlike vrou. En op die dag kom daar toe 'n man aan by die put. En hierdie man kom sit by haar en dit was vir haar heeltemal vreemd, want mans praat nie met vrouens in die openbaar nie. En meer nog, dit was 'n Jood gewees. En hy vra vir haar water. En sy sê vir hom, maar het jy nie 'n skepding nie? En die gesprek loop aan en hierdie man sê vir haar, weet jy, ek het ook vir jou water. En die water wat ek vir jou wil gee, sal maak dat jy nooit weer dors kry nie. Ook vandag wil Jesus vir jou en my ontmoet by die plekke waar ons gaan water skep. En ook vandag wil hy vir jou en vir my sê, ek het vir jou veel beter water. Ek het vir jou water wat jou nooit weer gaan laat dors kry nie. Baie welkom by vanoggend se Sondag stil word. Bring ook vanoggend jou hart se erdekruik. Want Jesus wil ook vanoggend vir jou en vir my volmaak met sy lewende water wat ons nooit weer gaan laat dors kry nie. Ons tema vandag, vat jou vrese vas. 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Terwyl ek nog studeer het, is ek gevra om by die teologiese studentevereniging se jaarafsluiting te moet sing. Jong, ek het my gitaartjie gevat en ek het daar gaan staan en ek het vers 1 gesing en die koorgedeelte. En toe het ek so gepiek op die gitaar en wou begin met vers 2, maar vers 2 het nie gekom nie. En ek het verder gepiek en gehoop hy gaan kom, maar nog steeds het hy nie gekom nie. En toe dit 'n lang tussenspel geword. En op die einde van die dag het ek opgehou speel en gesê, oeps, ek het my woorde vergeet. En weet jy, daar het ek besluit, nooit ooit weer tree ek voor mense op nie. So wat het gebeur? Die mislukking, die vernedering wat ek in my kop ervaar het hier kom sit en dit het vir my maak besluit wat ek gaan doen met die Godgegewe talent waarmee God my geseën het. Ek het besluit om dit onder die maatemmer te gaan wegsteek. Tot op 'n dag dat God deur sy gees vir my kom wys het, "Hoei, gaan kyk bietjie, daar staan iets onder die maatemmer wat jy moet uithaal." Nou weghardloop is een van die maniere hoe ons vrees hanteer. Maar die gelul met vrees is, hy haal jou altyd in. En dan soos 'n Jakob wat vir Esau weggevlug het, dan land jy daar op daardie plek waar jy worstel met God. En wanneer jy worstel met God ten opsigte van jou vrese, hoekom jy is en wat vorentoe moet gebeur, dan gaan jy weg as 'n ander mens met 'n hunk. Nou iemand het eendag so 'n mooi definisie van vrees gegee in Engels. Hy het gesê fear staan vir false evidence appearing real. Maar wat is vrees nou eintlik? Vrees is daardie ding wat gebeur. Dit is 'n oorlewingsmeganisme, se emosionele belewenis. So, die leeu kom vir jou. En ewe skielik is daar hierdie ding wat gebeur hier in jou hart. Jou hart begin vinniger klop, 'n klomp adrenalien word afgeskei en jy moet 'n keuse maak. Gaan ek hardloop, gaan ek boomklim, gaan ek spring, gaan ek veg? Wat gaan ek doen? So dit is 'n manier wat God ingebou het in ons menswees. Ons neem sekere dinge sintuiglik waar, ons sien dit, en wanneer ons dit dan sien, gaan ons in 'n onwillekeurige, outomatiese reaksie vanuit hoe ons geprogrammeer is, en ons doen dan iets. So vrees is altyd gekoppel aan 'n gebeurtenis, aan iets wat gebeur, en 'n belewenis
binne daardie gebeurtenis. Ek sien die slang. O, hierdie spinnekop teen die dak. En allerhande ander vrese. So daardie vrese groei vanuit 'n sekere belewenis wat ek in my lewe gehad het. Maar dan is daar ook nou 'n verskil tussen vrees en angs. Vrees is iets wat nou gebeur, binne 'n sekere situasie, ek word gekonfronteer met iets. En dit maak my vreesagtig en ek reageer op 'n sekere manier. Angs is meer 'n langdurige proses. Vanuit dit wat gebeur het, leef ek met 'n stuk versigtigheid in die kop saam en ek leef die heeltyd met 'n wakker oog, want ek het 'n negatiewe belewenis met 'n hond gehad. So vir 'n lang ruk daarna, as ek 'n hond sien, was ek onmiddellik op my pasop en sy het my programmering vir my gesê, jy moet versigtig wees. Hulle maak seer. So angs en stres hou baie nou verband met mekaar. Ek leef met 'n lewensingesteldheid ten opsigte van sekere dinge wat vir my sê, jy moet versigtig wees. Nou ek het ook al vir jou gesê, 90% van ons gedagtes wat ons vandag dink, is dieselfde as wat ons gister gedink het. 80% van ons vrese, dinge waaroor ons bekommer is, word nooit waar nie. Maar ons leef met 'n versigtigheid. Ons leef met daardie ingeboude versigtigheid vanuit ons programmering. Jy moet met 'n wakker oog lewe, anders gaan jy onverhoeds betrap word. Baie interessante navorsing ten opsigte van belewenis waarneming is deur Candice Pert gedoen. Sy het 'n boek geskryf met die naam Molecules of Emotion. En sy verwys in hierdie boek na dat die mens in staat is om dinge waar te neem en al te begin reageer sonder dat ons dit sintuiglik kan waarneem. Kom ek verduidelik dit so om vir jou. Die tsunami daar in Phuket, 2 dae voor die tyd, was daar nie meer diere in die dorp nie. Hulle het aangevoel, hier is iets aan die gebeur en gaan gebeur, en hulle het pad gegee uit die dorp uit. Daai gut feel wat ek en jy ook kry. Daai ding van, weet jy, ek weet nie wat is dit nie, ek kan hierdie ding nie 'n naam gee nie, maar ek weet, hier sit 'n ding, hier kom 'n ding. En dan gebeur dit. En dan weet ons het geweet, maar ons het nie geweet wat gaan gebeur nie. Soos wat ons vir mekaar gesê het, vrees is 'n oorlewingsmeganisme wat ingebou is in ons menswees. En dit is om te oorleef. Daarom onderliggend aan vrees is die grootste vrees. En dit is die vrees vir die dood. Want die dood is 'n stuk onbekende. Ons weet nie wat gaan ander kan die dood gebeur nie. Klomp mense het vir ons vertel hoe gaan die hemel wees of die hel of wat ook al. En ons weet nie mooi presies waarheen gaan ons gaan as ons dood gaan nie. So dit is die hart van hierdie vrees, angstigheid en alles waarvan uit ons die lewe benader. En nou hoef ek jou nie te vertel hoe lyk die wêreld waarbinne ons leef nie. En die gelol is nou, ons wêreld is stikkend en ons moet die heeltyd in 'n staat van paraatheid lewe. Jy moet die heeltyd kyk in jou triespieeltjies, wie volg jou, of is daar nie iemand wat kom as jy by die robot stop nie. In die nag moet jy seker maak al die deure is gesluit, alarms is gestel en alles. So ons leef die heeltyd in hierdie vreeskonteks. En ons moet die heeltyd paraat en wakker wees. Maar juis dit lei daartoe dat as ons so lank onder vrees lewe, dat ons liggame al hoe moer word en dat ons al hoe swaarder emosioneel begin trek. Want ons was nooit gebou om in 'n vreeskonteks te leef nie. Ons is deur God gemaak om in 'n ruimte te leef waar liefde heers in sy teenwoordigheid. Ons is gemaak, soos Jan Spies gesê het, met sawe lywe. Ons is nie gemaak om in hierdie Lions Country wêreld waarin ons leef, elke dag te moet oorleef nie. En dan natuurlik die ander ding wat ons moet onthou is dat hierdie vreeskonijne vinniger kleintjies kry as wat jy kan dink en voorsien. Want ewe skielik, soos wat ons in ons wêreld leef, ons gesels met ander mense, en hierdie mense vertel vir jou, as hulle hoor 'n hond het jou gebyt, dan vertel hulle vir jou, weet jy, ek het ook so ervaring met 'n hond gehad, en ek het gesien hoe 'n hond iemand uitmekaar het geruk het, en hulle bou voort, en hierdie bang vir honde groei al hoe groter in jou kop. Dink net wat doen die media. Die media verkoop vrees aan ons.
Hulle vertel van ons, kyk net hier, hoe gaan dit in ons wêreld? En nie dit nie, ons kry WhatsApps en ons kry allerlei ander goede, van jy moet oppas vir dit en jy moet oppas vir dat. En die heeltyd word die vreeskonyn in ons kop gevoed en hy kry al hoe meer kleintjies. Die gevolg van dit alles is dat ek en jy al hoe meer begin funksioneer vanuit ons programmering, daai outomatiese funksionering. Ek doen die dinge wat ek moet elke dag en ek lewe so tussendeur, kyk ek rondom my, as ek geleer, jy moet wakker wees en ons mis uit op alles wat God vir ons begeer. En dit is juist daarom wat Paulus vir ons sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. So om dit te kan doen, moet ek en jy eers bewus word van wat ons dink. En weet jy, dit is vir my nou nogals 'n interessante oefening nie. Elke nou en dan is dit asof die Gees net vir my kom sê, kyk net 'n bietjie, wat dink jy, hierdie gedagte. Kyk net 'n bietjie. So die eerste ding is, ek en jy moet begin bewus word van wat ons dink. Wat ons dink as ons alleen sit. Wat ons dink as ons in die kar ry. Wat ons dink as die taxi voor ons inry. Wat ons dink as vrou lief met my beklei of man lief. Wat ek dink as. Ons moet net eers begin bewus word van wat in die kop aangaan. Voordat ons kan begin om iets te doen aan dit wat in die kop aangaan. Nou Paulus gee weer eens vir ons raad. Hy sê vir ons moet elke gedagte gevange neem. Ons moet hom arresteer. Asof ons die polisie is, ons moet vir hom sê, jy is nie welkom in my kop nie. Nou hoekom dink jy is dit so belangrik dat ons bewus moet word van ons gedagtes? Jy sien, dit wat ek en jy dink, lei daartoe dat ek en jy sekere dinge doen op sekere maniere van hoe ons geprogrammeer is. Wat weer daartoe lei dat ek en jy eintlik besig is om 'n toekoms vir ons te skep. So, wie en wat in beheer is van my gedagtes, gaan bepaal hoe ek gaan reageer en hoe my toekoms gaan lyk. So ons gedagtes kan beheer word deur een van 3 dinge. Deur myself. Hierdie zombie bestaan wat ek jou al van vertel het. Staan op in die oggend, gaan deur die motions, doen alles, gaan slaap, môreoggend presies weer dieselfde, dink dieselfde, soos wat ek net nou gesê het. Al die ander reaksies is ingebou, outomaties geprogrammeer vanuit die verlede. Daardie zombie bestaan, ons dink nie veel nie, ons doen net. Human doings, not human beings. Vir ander mense slaan Satan die vreessweep in die kop. Met al die dinge wat rondom ons gebeur, met al die dinge wat ons sien en hoor en alles, begin ons vanuit vrees lewe, angstig, die heeltyd, en hy maak ons al hoe banger. Onthou jy hoe die groot kinders jou bang gemaak toe jy klein was? Dis wat Satan kom doen. Hy blaas die vrees in ons koppe en in ons harte aan. God wil vir jou en vir my seën met sy gedagtes, met soveel innerlike krag, vrede in die gemoed, dat ons saam met hom, in plaas van saam met die disippels, water skep uit die bootjie, saam met hom gaan lê en slaap, want hy weet, hy is groter as die storm. Jesus nooi, kom lê by my. Hy sê nie vir jou en vir my skep nie. Hy sê vir ons, kom in my kragveld in. So hier in jou kop is jou stuurkajuit. En watter vlieënier jy in jou kop gaan toelaat, gaan jou bestemming bepaal. Hy gaan jou na 'n sekere plek toe vat. So Satan se hele aanslag is om beheer te steel. Hy manipuleer ons sodat hy beheer kan kry en vanuit sy beheer dan ons met vrees kan vorentoe laat leef. Dis hoekom Johannes vir ons sê, waar daar liefde is daar nie vrees nie, want liefde verdryf vrees. God het nie vir julle 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag, selfbeheersing. Nou ek weet nou, vandag was nou 'n maand vol gewees. Maar ons gaan volgende week nou so 'n bietjie verder stap. So 'n bietjie stadiger stap op hierdie pad van, hoe kan ek my vrees op praktiese maniere hanteer en hoe kan ek binne God se liefde en vryheid begin leef. So kom sluit gerus volgende week weer by ons aan. Liefde groete. Shalom. Amen.
Baie dankie Here Jesus, dat ons kan weet, dat ons ook vir niks hoef bang te wees nie. Al leef ons in 'n stukkende wêreld, U het ons vyand oorwin. Die graf is oop, Satan se kop is plat. En daarom kan ons as meer as oorwinnaars binne U vrede, U vryheid as nuwe mense leef. Leer my asseblief, Heilige Gees, dat ek inderdaad tot alles in staat is deur Jesus wat my die krag gee. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en 'n wonderlike week. Leef tevrede.